truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Gather all, separate the two, the bad burn with fire, the good enter God's kingdom forever. While sleeping, the enemy came, so tares both grew, the grain bearing fruit, also the tares. Gather all, separate the two, the bad burn with fire, the good enter God's kingdom forever. Master, who did this? Can we uproot? Remove the tares, the enemy so tears. Don't uproot, the grain will be uprooted at the harvest, the last day. Gather all, separate the two, the bad burn with fire, the good enter God's kingdom forever. Gather all, separate the two, the bad burn with fire, the good enter God's kingdom forever. Gather all, separate the two, the bad burn with fire, the good enter God's kingdom forever. Goeiemôre en hartlik welkom. 10:05 maandagoggend wat ons uitsending begin. Nou, ons het so vroeg in die oggend het ons gebed eers saam met my en dan later het ons Bybel lees saam met my vrou. Dit is so 6:30. So jy's ingeskakel by die Duck Facebook radiostasie waar ons dit livestream op die aanlyn kerk op Facebook. En na die tyd laai ons dit op YouTube, Telegram, ons musieke laai ons op TikTok, ons het 'n WhatsApp channel waar jy kan behoort om ons te volg elke dag wat ons met u wil kommunikeer, skakels los ensovoorts. So ja, dis al die platforms waar ons op uitsaai en waarop ons betrokke is, sodat jy ook kan deel hê aan die bediening, die woord van waarheid. Nou ja, heel eerste begin ons en ons bid lekker saam as gelowiges. Die woord leer vir ons so mooi, koop die tyd uit, want die dae is boos. Die Here Jesus het gesê, moenie jou bekommer oor die volgende dag nie, want elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. So maak nie saak wat gister gebeur het nie, vandag is weer 'n uitdaging en alles op sigself, en daarom moet ons die Here bly dien. As ons gaan vermoei en bemoei met die kwaad van die dag, dan gaan ons nie die lus het om die Here te dien nie, ons gaan biddeloos raak, ons gaan nie die woord meer lees nie, ons gaan naderhand goddeloos begin raak en al die tipe van goeders, maar as ons wel ons dag in die Here so kan begin, saam met gelowiges, natuurlik ook die belangrikste is jou eie tyd, ook in die Here, maar as gelowiges het ons mekaar nodig, die woord leer het vir ons, soos dat julle die dag sien naderkom, moenie daai onderlinge byeenkomste versuim nie, moenie versuim om ons gelowiges saam te bid, saam te kom, te bemoedig, aan te moedig nie, want die dag is werklik waar boos, en ons moet ons as gelowiges bly herinner aan heiligheid, heerlikheid, eer, krag, majesteit, die pad wat ons moet stap, want ons gedagtes kan so maklik afdwaal na die verkeerde dinge toe, na die tydelike dinge toe, wat ons onvrugbaar maak binne in die evangelie. Daarom is ons hier volgend, om jy as kind van die Here te bemoedig, om hier te bid, gaan nie oor, soos wat die Here Jesus sê, die fariseërs wat op die straathoeke staan en bid om gesien en gehoor te word, nee, ons is hierso om te bid, sodat ons broers en susters aanmoediging en bemoediging kan kry,
En dat ons ook kan bid vir hulle wat siek is, vir hulle wat probleme het, hulle wat behoefte het, en ook God loof en prys en eer en verheerlik vir al sy goedheid en guns, wat hy elke dag aan ons skenk. Welkom welkom vanoggend, ek sien as heel wat al klaar ingeskakel, lekker al vroeg uit die vere uit, van julle is al klaar besig om reg te maak vir werk, ander is daar nog daar knus in die kooi, so maar nietemin geniet nie die tyd saam met ons in die Here. Vader, ek wil U net prys en loof en eer, want U is die God wat lewe van nou af tot in alle ewigheid. Baie dankie vir U liefde, baie dankie vir U genade, Vader, wat ons elke dag ontvang ons barmhartigheid, liefde, genade uit die hand van U, Vader, en ek wil U net prys en loof en eer en verheerlik daarvoor. Hoe liefdevol is U, hoe vol krag en majesteit is U, is die bron van lewe, U is die bron van liefde, Vader, U is die bron van lig, U is die bron van geregtigheid, Vader, U is die bron van alles wat goed en waar en eerbaar is, en ons wil U net prys en eer en verheerlik en loof, as Here, oor die heerlikheid van U en die majesteit van U, wat ons elke dag, Here, en soveel liefde by U ontvang. As ons kyk na ons eie lewe, hoe liefdeloos 'n mens self kan optree, hoe liefdeloos 'n mens teenoor ander kan optree, in jou gedagtes, in jou hart, in jou emosie, Vader, het U nie sulke dinge nie. U sien dinge vir wat dit is, U sien die waarheid van alles. Ons sien wat voor oë is, en ons gis en ons raai, want ons het ook maar nog 'n natuur, Here, en baie keer stem my natuur nie saam met die ander persoon se natuur nie, dan gaan ek sommer in 'n oorlog en 'n geveg met daai persoon. En die woord leer ons so mooi, Vader, wanneer ons daai vergifnis kan uitleef, dan bly ons uit die gevangenis, want ons is vry. Here Jesus, U kon al die genesings, wonders en tekens gedoen het, want U was vry, U siel was vry gewees. U kon die woord en waarheid geleer het, want U siel was vry. U kon nie in niemand gesteer het, hulle opinies en idees nie, maar die woord en waarheid bly leer het, want U siel was vry, Here Jesus. En so sit ons baie keer self in gevangenisse, deur nie te vergewe nie, Vader, deur betrokke te raak in hierdie wêreld en die dinge van hierdie wêreld, en gister toe ek so bedien en ek besef die waarde en die hoekoms en die waaroms van die nagmaal en die lewe van U en hoe U vrygebly het en die reinheid van U en hoe U van hierdie nuwe lewe saam met ons wil geniet in die koninkryk van die Vader, want die oomblik as ons lewe vir U gee, dan is ons siel in die koninkryk van U, in die teenwoordigheid van U. Ons lees dit so mooi in die woord, ons is in hemelse plekke, ons is by die feestelike vergadering van hulle wat in die hemele is, by die 10.000 van engele, dis miljoene, en ook Vader by U en by U Seun Jesus Christus, by die serafs, by hulle wat al reeds gesterf het, die vergadering van die eersgeborenes uit die dode, hulle wat al klaar gesterf het in U, hulle siele is ook daar, hulle innerlike wat ons op aarde is, innerlike verwoord, die innerlike mens, die siel, die geestelike mens is klaar daar, en ons siel is ook daar. Wat 'n lieflikheid om daarin te dink. Ons het hoop en bemoediging uit die skrifte. Ons het nie nodig om stemme te hoor nie, ons het nie nodig om dinge te ervaar en Here te streef na snaakse ervarings en dinge nie, Vader, want ons het die woord, en wanneer ons die woord lees en daaroor bid, dan kan dit so 'n werklikheid in ons siel word, dat dit meer 'n realiteit raak as hierdie wêreld waar ons elke dag, Vader, in betrokke is, in ons werksplek, in ons besigheid, en ek wil vanoggend bid vir Sandra spesifiek, Vader. In hierdie dag, Here, is daar's besluite wat gemaak moet word, sy's Vader in geduld en lankmoedigheid voor die aangesig van U, maar nogtans, Vader, is daar baie dinge wat moet uitsorteer in haar lewe en haar tydelike sake ook, in hierdie dag ook wat voor lê, en ons wil vir haar bid, Vader, dat U asseblief by haar sal wees en haar die nodige wysheid en kennis en insig sal gee om hierdie dag deur te gaan, Vader. Halleluja, en alles wat sy moet doen en sê en praat en besluit, Vader, dat dit alles sal wees uit die gees, uit die hart en uit die leiding van U, Vader. Ons wil net vir U baie dankie sê. Ek wil bid vir Werner van Kleinsfontein vanoggend. U is die God wat die hart ken, Vader. U ken sy innerlike, U ken sy wese, U ken hom,
Vader, beter as enige mens. Baie keer dink ons as ouers, ons ken ons kinders, maar U ken ons nog beter as wat ons ouers ons ken, Vader. En daarom bid ek vir Werner, Vader, daar soveel woelinge en dinge en goeders wat hy in sy hart wil verstaan en uitsorteer, en ek wil bid dat U, die God van heerlikheid, by hom sal wees, Vader, om Uself so aan hom te openbaar. En ek sê vir U baie dankie daarvoor, Vader. U is die God wat lewe van nou af tot in alle ewigheid. Ons dank aan Roland en Ria vanoggend in ons gebede. Vader, terwyl daar baie uitdagings is in hulle liggame, wil ons ook vra dat U hulle sal staan hou, sal help, sal gesond hou, sal bewaar in gesondheid, Vader. Hulle gebede, hulle teenwoordigheid op aarde is nog nodig, Vader, sodat die werk van U kan voortgaan, dat siele gered kan word. Hulle gebede is nog so nodig, Vader, Here, want hulle bid vir so baie, Vader, daar is soveel wat op hulle hart is, en die tyd wat hulle in gebed spandeer voor die aangesig van U, is kosbaar, Vader. En ons wil U net loof en prys. Ek wil bid vir Mary vanoggend, Vader. Here, my God, ek wil vra dat U ook, Here, my Vader, halleluja, hoe groot is U in majesteit en heerlikheid. Dit is so heerlikheid in my hart vanoggend. Voel of ek sommer net vir 'n uur lank in tale praat, dan moet ek myself weer beheer, want wat help het ek praat tale, my boeties verstaan dit nie, nee, dit help nie, Vader, en daarom bid ek, dat die Gees my sal lei, Vader, dat ek ook vir Mary kan bid, in die wil van U, Vader, volgens die wil van U, om wat te genees, om haar op te rig, Vader, dat sy weer hoop kan hê in U, Vader, vasstaan, soos wat sy vasstaan in haar gebede, in haar swakheid, Vader, en ons dank U voor in Jesus Christus se naam. Hoe wonderbaar is U in die heerlikheid van U, in die majesteit van U. As ek so dink aan die krag en die heerlikheid van U, dink ek vandag flits al so baie, veral in die psalms, Vader, en die lied wat Moses geskryf het in die oorwinnings, Vader, en plekke waar daar Here van U heiliges, Vader, hulle self uitgelaat het in die heerlikheid van U. Nou kom hulle, Vader, voorbeeld wat hulle vir ons nagelaat het, hoe hulle U lof besing in my hart op, en ek wil U net prys en loof, Vader. Groot en majesteit gedig is U, Vader. Wie kan U leer? Wie kan U onderhou? Wie kan vir U iets gee, Vader, wat ons nie klaar uit die hand van U ontvang het nie? Vader, ek wil vir U baie dankie sê. Nogtans neem U ons offers aan, nogtans neem U ons gawes aan, nogtans neem U ons lewe aan. En ek wil U net prys en loof, Vader, want 'n siel is kosbaar vir U. Ons sien nie die liggaam, ons sien nie die uiterlike, maar die siel is kosbaar vir U. U wil gemeenskap hê met U kinders, Vader. 'n Siel wat hom bekeer word, U kind, en U gee om vir U kinders, en as ons dit net altyd kan begryp en kan verstaan, U verwerp ons nie, U verstoot ons nie, al is ons met tye ontrou, U bly getrou. Vader, in ons ontrouheid is daar getrouheid by U, om met ons te bly praat, om met ons te bly kommunikeer, om aan ons hartsdeure te bly klop, sodat ons saak voor U kan reghou en kan vasstaan, Vader. Ons wil net vir U baie, baie dankie sê. Vader, weer eens wil ek bid vir die kinders in die dag, en ek dink nie ons kan genoeg bid vir hulle wat in die werksplek moet uitgaan, hulle wat in die tydelike saak staan, die Vader. Here, dit is van gewoonlik is maar die werksplek, dit is hoe maar dit hier op aarde gaan nie weer, het maandag is altyd so om en dom en die mekaar, en vir baie vandag is dit 'n vakansiedag, Vader, bietjie rus by die huis. Vader, ondersteun die kinders, dat ons nooit U sal vergeet nie, Vader, dat ons nooit so sal relax en Vader, deel raak van die wêreld wanneer sodat ons U vergeet nie, Vader. Maar ons sal altyd by U bly, saam met U wees, in ons hart wees. Ek dink gisteraan daaraan, Vader, U is gedurig deur in 'n mens se gedagtes. In 'n mens se hart dink 'n mens gedurig deur in selfs besluite wat jy neem, Vader, selfs baie keer net 'n winkel toe te gaan. Dan is U in ons gedagtes, Vader. Bewaar my op die pad, help my. En dit is maar dinge wat ons elke dag bid, Vader. Maar ek besef dis elke keer 'n mens se siel wat in 'n afhanklikheid voor die aangesig van U is. Baie dankie, Here, dat U Gees in ons bly werk. Dat U woord in ons bly maal, Vader, 24 uur
'n dag maal die woord van U in ons. Die liedere wat geskryf is, dit wat U ons mee help, Vader, elke dag om liedere te skryf, om die boodskappe voor te berei. Wil ek bid vir my vrou en myself ook, dat U ons sal help om ons hart en ons gedagtes nog meer te verruim vir die heerlikheid van U woord, vir die teenwoordigheid van U Vader, sodat wanneer ons spreek, dit woorde van lewe kan wees, woorde wat verander, woorde wat stig, woorde wat opbou, woorde wat die vyand verteer, die ongeregtigheid verteer, Vader. Woorde van lewe, van reinheid, waarheid, suiwerheid, Vader. Halleluja, want die woord van U, die water, kom uit die troon van U, die oorsprong is uit die troon van U, die Gees kom uit die wese van U uit, Vader. En U deel dit met ons. U deel U lewe met ons. U deel U heerlikheid met ons. En ek dank U daarvoor, Vader. Om te dink, ons siel kan verander na die beeld en die gelykenis van U. En dit gebeur deur die wedergeboorte, daai verandering wat in die siel plaasvind, daai nuwe lewe wat kom, 'n rein lewe, 'n onskuldige lewe, Vader, het ons mee begin. En ek wil vir U baie dankie sê, dat U so wonderbaar is. Daar is niemand soos U in die hemele en op die aarde nie. U lof wil ek besing vandag, en U majesteit wil ek groot maak, Vader. Halleluja, almagtig, grote God, groot en ewig is U in U heerlikheid, Vader. Ons wil net vir U baie dankie sê, halleluja. Vader, U stem, wanneer U praat, Here, dis dit soos donderslae. Daar's bewing, daar's dinge wat gebeur, want U stem is lewe. Wanneer U spreek, dan is dat lewe. Daar's lewe wat voortkom uit die lewe van U. U spreek nie net hol woorde nie, Vader, maar U spreek lewe. Halleluja, wanneer die woord uitgaan, is dit lewe. Vader, dit verteer die vyand, dit verteer die ongeregtigheid. Dit gee lewe vir die siel, Vader, nuwe lewe in Jesus Christus. Halleluja. O ewige Vader, grote God, almagtig, ewig en vir altyd. Heilig, heilig is die Here God almagtig. Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir die liefde en genade, en seën my vrou met haar bediening vanoggend, en lei haar ook in Jesus se naam. Amen. Daar's hy, my deel is klaar, het lekker saam gebid, so die naam van die Here groot te maak, man, ek voel net vanoggend om die naam van die Here net te groot te maak, en te verheerlik. Nou, ek gaan my deel afsluit met die lied, Hear the Waters from Above. I hear the water flow from above, so crystal clear, it makes me jump with joy and happiness of my journey. In the middle of its street, on either side of the river, was the tree of life which bore 12 fruits, and the leaves were for healing. Hallelujah, hallelujah, there shall be no curse no more. Hallelujah, hallelujah, there shall be no curse no more. I hear the water flow from above, so crystal clear, it makes me jump with joy and happiness till the end of my journey. In the middle of its street, on either side of the river, was the tree of life which bore 12 fruits, and the leaves were for healing. Hallelujah, hallelujah, there shall be no curse no more. Hallelujah, hallelujah, there shall be no curse no more. I hear the water flow from above, so crystal clear, it makes me jump with joy and happiness till the end of my journey. In the middle of its street, on either side of the river, was the tree of life which bore 12 fruits, and the leaves were for healing. Hallelujah, hallelujah,
shall be no curse no more. Hallelujah, hallelujah, there shall be no curse no more. Hallelujah, hallelujah, there shall be no curse no more. Hallelujah, hallelujah, there shall be no curse no more. Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Goeiemôre en hartlik welkom hier op 'n maandagooggend 5:30 waar ons die Bybel saam lees. U is ingeskakel by die Dak Facebook radiostasie op 'n maandagooggend as u nou eers ingeskakel het. Dit is waarna u luister. Ons is opgewonde vanoggend om weer so lekker die woord saam te lees en te luister. Kry jou Bybel gereed. Ons begin vanoggend by Matteus 19 vanaf vers 16 en ons gaan dit so lekker deurlees en dan ook die skrif aan mekaar verduidelik sodat ons sekerheid kan kry, sodat ons 'n verstaan kan kry van die woord van die Here. Wat 'n heerlikheid is dit nie? Elke keer as ons die skrif so deurlees, dan raak daar net nog meer dinge duidelik vir ons in die woord van die Here. En so kan ons die skrifte verstaan soos wat ons dit verder in die woord van die Here lees. En ek dink sommer gisteraand so, die woord is so een, wanneer jy hier lees wat Jesus vir ons gesê het om te doen en hoe hy dit vir ons nagelaat het en hoe dit weer herhaal is in die Nuwe Testament verder deur Paulus en almal, dan denk jy, Here, die woord is een en hulle het dit weer aangehaal wat Jesus vir ons kom duidelik maak het. Hulle het dit verstaan in hulle harte en dit het hulle vir ons kom leer. So ons gaan lekker so bietjie vanoggend bietjie rondspeel in die woord van die Here dat ons nog meer dinge kan verstaan. Maar voor ek wil aangaan, wil ek net eers vir Sumay bid vanoggend. Sy verjaar vandag. Sumay is daar van Beaufort Wes. Dit is Kathleen en Francie se dogter. Sy's nou in matriek en ons bid vir haar dat die Here haar sal deurdra, versterk, krag gee, wysheid, insig verleen in alles wat sy moet doen op haar lewenspad. Loof die Here. Vader, baie dankie dat ons vanoggend die voorreg het om vir Sumay te kan bid. Daar in Beaufort Wes, Vader. Here, sy is in ons harte. Sy, Here, is so diep in ons harte, Vader. En ons wil bid vanoggend vir Sumay dat U haar sal deurdra, sal help. Vader, wysheid en insig sal verleen op haar lewenspad. Vader, terwyl sy 'n jong meisie is, Vader, en daar is soveel uitdagings en daar is soveel dinge in 'n mens se lewe op daardie ouderdom, op daardie stadium van 'n mens se lewe, wat jy nie altyd verstaan nie, jy weet nie altyd hoekom jy optree soos jy optree, doen soos jy doen nie, maar later dan besef 'n mens, Vader, wat is die saak? En ek wil vir haar bid vanoggend, dat sy geen verkeerde besluite sal neem nie, dat sy nugter sal wees, dat sy waaksaam sal wees in haar lewe, Vader, dat U haar sal bewaar vir U koninkryk. Here, U is so getrou, U is so regverdig, en ons bid vanoggend vir haar, Vader, as familie, as vriende, dat U haar sal help en sal deurdra die jaar wat voorlê. Ag Here, dit is nog die matriekeksamen, dis nog allerlei dinge wat moet gebeur, die matriekafskeid en dinge. Op daardie stadium is alles so belangrik en ons bid vir haar, Vader, dat U haar deur alles sal vat en Here, dat U haar net sal help en sal ondersteun. Baie dankie, Vader. Daar's ook besluite wat sy moet neem vir haar toekoms, soos wat ons dit maar nou noem op hierdie aarde, Vader. En ek bid vir haar dat U haar ook sal help in dat U haar, Here, my God, kragtig sal ondersteun in alles, Vader. Baie dankie. Ek wil bid vir haar ouers, Here, wat haar ook moet verder leiding en rigting gee en help, dat U hulle ook, Here, soveel wysheid en insig sal verleen, ook om haar te help, Vader. Baie dankie. Ons loof U en ons prys U. Ons wysheid kom van U af, Vader, en as ons wysheid van U af bid, dan gee U dit vir ons. En ons dank U net daarvoor, in die kragtige naam van U Seun, Jesus Christus. Amen. Prys die Here, wat 'n lekkerte om vir ons Sissie te bid. Ag, ons is haar vriend, ons is alles, sy is in ons harte,
en ons loof die Here. Dis 'n voorreg. Nou kom ons kry ons Bybels bymekaar, Matteus 19 vers 16. Dis waar ons gaan begin lees vanoggend en kom lees saam met my. En daar kom een na hom en sê vir hom: Goeie meester, watter goeie ding moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê? En hy sê vir hom: Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Maar as jy die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Onderhou die woord. En ons het mos nou Vrydag het ons die liedjie ook gespeel van net God is goed, geen mens is goed. Nie eens Jesus Christus het gesê hy is goed nie. En baie keer ons as mens wil voorgee, ons is goeie mense omdat ons hier en daar 'n goeie ding doen. En dan dink ons sommer ons is 'n goeie mens, maar ons moet volhard tot die einde toe om die ewigheid te kan ingaan. En wanneer ons die ewigheid ingaan, dan is ons eers waar ons moet wees. Okay, sorry man, ek interrupt jou nou hierso. En dit vang my om te sê, wat 'n goeie ding moet ek doen? En dis die mens is. Hy wil nou maar ietsie doen. Yes. Hy een ding doen. Al is die res van sy lewe in shambles. Yes. As hy een ding kan doen, nou kan ek hemel toe gaan. En die Here Jesus praat met hom verder oor baie meer as een ding wat hy moet doen. Dit is so waar, my man. Dit is hoe die mens is. Ons wil sekere dinge doen, uitsonder, om te kan hemel toe gaan. Maar ons lewe moet getuig. Ons hele lewe moet volgens die woord, volgens die gebod van God wees. Nie die Ou Testamentiese gebooie nie. Onthou die Nuwe Testament is ook 'n gebod. Dis ook die gebod van God. En dis die wet van God. En dit is waar volgens ons nou moet lewe. Die Here Jesus Christus het vir ons die inhoud van die Nuwe Testament kom bekend maak, sodat ons kan verstaan hoe ons lewe nou in die Nuwe Testament moet wees. En hy sê, en hy vra hom, watter? En Jesus sê dit, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en moeder, en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. So hier bring Jesus die hele 10 gebooie na hom toe, en hy sê, maar ek onderhou al hierdie dinge, maar dit was nie 'n hartsaak nie, want as jy nou mooi kyk na al hierdie dinge, dan gaan jy weet wat is dit om goed te doen, as jy werklik dit onderhou, as jy werklik daai liefde in jou hart het. Hierdie was maar net vir hulle 'n ritueel, hulle het nie werklik verstaan volgens die hart wat hulle moet doen om die koninkryk van God in te gaan nie. Dis waarom die Here Jesus Christus gekom het, en dit is hoe hy hom nou so mooi hier leer. Die jongman sê vir hom, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Wat kom ek nog kort? Hy besef, hy kom kort, hy besef, met dit kan hy nie in die hemel ingaan. Met die hart wat hy op hierdie stadium het, daar's 'n probleem, hy het dit besef. Jesus antwoord hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê en kom hier, volg my. Maar toe die jongman die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En Jesus sê vir sy disippels, voorwaar, ek sê vir julle dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan. En verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Toe sy disippels dit hoor, was hulle baie verslae. Wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Nou kom ons luister net gegaan na 'n lied. Ek gaan dit na hierdie lied gaan ek vir ons verduidelik wat hier staan. Geniet dit saam met my. Moontlik by God. Wie sal gered word? Onmoontlik by mense, maar by God is alles moontlik. 'n Prys om te betaal. Wil jy volmaak wees? Verkoop wat jy het, gee aan armes, 'n skat sal jy hê, volg my. Bedroef was hy, baie het hy besit. Moeilik sal 'n ryk man die hemel ingaan, makliker vir 'n kameel deur die oog van 'n naald. Verslaaf was hul en sê, wie kan gered word? Onmoontlik by mense, maar by God is alles moontlik. 'n Prys om te betaal, wortel van kwaad, geldgierig, begeer dit nie, in strikke sal jy val. Vlug man van God, stry vir die geloof, gryp na die ewigheid, onmoontlik
by mense, maar by God is alles moontlik. 'n Prys om te betaal, onmoontlik. By mense, maar by God is alles moontlik. 'n Prys om te betaal. Wow, dit is 'n hele opsomming en die lied van hierdie stuk. Nou kom ons kyk gou na hierdie hele gedeelte. Hierdie ryk jong man kom na Jesus toe en sê, "Wat kom ek kort?" En Jesus sê vir hom, "Jou besittings is in jou pad." En hy het baie bedroef geword, want hy het baie besittings gehad. Want hy het op hierdie besittings gesteen. Hy wou goeie dinge doen, maar hy wou op hierdie besittings bly steen. En die Here Jesus Christus begin met hom praat, en hy sê vir hom, "Verkoop alles wat jy het, raak ontslaaf van alles wat jy het, en volg my." En dit tref my vanoggend om te dink dat wanneer jy op jou goed steen, kan jy nie die Here volg nie. Jy sukkel om hom te volg. Jy verstaan nie die gebod van God nie, jy verstaan nie die woord van God. Wanneer jy nie bereid is om die prys te betaal vir die woord nie, gaan jy nooit die woord verstaan nie. Jy gaan altyd oor die woord redeneer. Jy gaan altyd val en struikel oor die woord. En dit gaan baie keer vir 'n mens 'n vyand word, want 'n mens kan dit nie in jou hart verstaan, maar hoekom sê die woord sekere dinge wat dit sê nie? Nou hy sê hierso, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. So hier verduidelik hy vir ons die onmoontlikheid van 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan, met die gesindheid wat hy het, met die steen op sy besittings wat hy besig is om te doen. Dis onmoontlik vir so 'n persoon om wel die koninkryk van God te kan ingaan. So, dis die onmoontlikheid wat hy hier vir ons wil beskryf. 'n Kameel kan onmoontlik deur die oog van 'n naald gaan. So, Jesus sê hier vir hom dat dit is hoe onmoontlik dit vir jou gaan wees, wanneer jy gaan behou wat jy het, wanneer jy gaan bly wie jy is, wanneer jy gaan steen op dit wat jy steen, gaan dit vir jou onmoontlik wees, soos 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. Dit is 'n onmoontlike saak, en sy disippels verstaan die onmoontlikheid wat Jesus hier vir hom verduidelik. En hulle sê, maar wie kan dan gered word? En Jesus sê vir hulle, dit is by die mens onmoontlik, maar by God is dit moontlik. Nou, hoe kan so 'n mens gered word? Kom ons kyk gou daarna. Ek wil net gou voor die verder lees, my vrou, wat my eintlik opval hierso, is omdat hy geld het, omdat hy besittings het, omdat hy in aansien is, kon hy kon dalk goeie dinge bekostig het om te doen, bo die persoon wat nie het nie. En dit is wat my eintlik tref hier, so hy wil nou net sy posisie gebruik om net nog 'n goeie ding te kan doen. En op die einde van die dag, toe kom die Here Jesus met iets hierso van 'n kant af, wat hy eintlik nie kan bekostig nie. Hy het hoeveel geld. Ja, want hierdie is 'n ander saak, want hy sê, maar Jesus het hulle aangekyk en gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Hoekom is dit by God moontlik? Want die oomblik wat jy tot wedergeboorte kom, wat jy jou hart vir die Here gee, wat jy jou hart oopmaak vir die koninkryk van God, dan gaan God aan jou begin werk. Dit is hoe dit is. Jy gaan nie dieselfde mens bly nie. God gaan ook nie toelaat dat jy dieselfde mens bly nie. So daai druk, daai pressure is onmiddellik op jou. Wanneer jy jou hart vir die Here gee, om wel te verander, om wel die koninkryk van God te begin verstaan, om daarin te kan insien, om te kan verstaan waaroor die koninkryk van God gaan. En die koninkryk van God gaan oor diensknegt, dit gaan oor vernedering, dit gaan nie oor die hoogheid nie, dit gaan nie oor dit wat hoog geag word op hierdie wêreld nie. Nou, rykdom word ongelukkig hoog geag. Mense voel hulle het mag wanneer daar rykdom betrokke is. Mense heers oor mense wanneer daar rykdom is. En dit is hoe die mens operate. Dit is hoe die mens altyd wil wees. Jy wil altyd heers oor 'n ander persoon, omdat jy 'n sekere status bereik in hierdie wêreld. En God sê, dit is dwaasheid by God. Dit word nie by hom geag nie. Maar wat die mens as dwaas ag, om wel ontslae te raak, om wel die prys te betaal, om wel jou hart so oop te maak vir die koninkryk van God, dit lyk dwaas vir die mens, want dit lyk nie wys vir die mens om pryse te betaal, om prys te gee nie. Maar by God is dit wys. En dit vang my vanoggend om daaraan te dink dat, ongelukkig, wanneer jy jou hart vir die Here gee, gaan jy moet begin pryse betaal.
En God gaan jou uitsorteer dat jy sy koninkryk kan ingaan. En dit is ook op die woord bly praat en deel met ons. Sodat ons kan verstaan, ons kan op niks van onsself steun nie. Nie op jou eie geaardheid nie, nie op jou eie lewe nie, nie op jou eie denke nie op jou eie insienswyse nie, nie op jou eie lewe kan jy staat maak nie. Ons het baie keer soveel opinies en dinge en wat ons wil oordra aan mense, wat oor onsself gaan. Dit is baie keer vir ons kosbaar, dit is ons lewe. En jy kan op niks van hierdie dinge steun nie, want dit moet alles verander volgens die woord van die Here. Ons moet verstaan uit die woord uit. Hierdie karakter en geaardheid en idees en standpunte en opinies en al hierdie dinge moet onderwerp aan die woord van die Here. Dit is wat ons moet lewe, dit is wat ons moet uitdra, dit is waarin ons moet vrug dra, want die ander dinge maak ons hard. Dit maak ons verhard, dis 'n harde evangelie wat uitkom. Baie keer is dit so liberalisties, maar tog so hard en ongenadiglik. En dit is wat die Here ons wil leer in sy woord. Ons kan op niks op hierdie aarde steun nie. Alles moet afval, alles moet verander, alles moet uitsorteer. En dit wat ons nie wil laat gaan nie, gaan ons opstandig maak teenoor die woord van die Here. Mag ek dan nou nie geld hê nie, mag ek nie ryk wees nie, dit is wat die woord met ons praat, want as jy besig raak met die woord, gaan jy daai pryse moet betaal, en jy moet gaan verstaan waaroor die evangelie gaan, en sou jy dalk hê om te deel, moet jy verstaan volgens die woord van die Here, hoe om dit te deel, hoe om die mammon te vat, en vriende daarmee te maak. Jy moet nie 'n vriend raak van mammon nie, jy moet vriende maak deur die onregverdige mammon, deur te besef, maar ek het 'n verpligting teenoor my medebroers en susters wat werklik die wil van God doen, om met hulle te deel, en so verander mense hart, en so verander mense verstaan, dan gaan dit nie meer oor jouself nie, want onthou net, liefde gaan nie oor jouself nie, never ever. As enigiets nog oor jouself gaan, dit is nie liefde nie. Ek het ewen besef, toe ons nou gevlieg het weer, ek het in hierdie vrees toestande ingegaan as ons moes vlieg. En ek het voor dit het ek verskriklik baie daaroor gebid. Ek gesê, Here, maar dit is nie liefde nie, want nou gaan dit oor my idee, my gevoel, hoe ek optree, ek gryp my man so vas en ek raak so die hysterie dat hy naderhand 'n vreesbevange toestand is. Ons mag net mekaar kyk op die vliegtuig nie, so erg is dit, soos wat ek operate. En dit is nie liefde nie, want wat is dit? Dit is 'n geaardheid wat oor homself gaan. En dit is dinge wat ons moet aflê, dit is dinge wat ons volgens die woord moet verstaan, want dit is vir ons kosbaar, almal moet nou weet, en almal moet my nou jammer kry, en almal moet nou uitvra, en almal moet nou hef om my. Dit gaan oor myself. En liefde gaan nie oor jouself nie, liefde gaan oor ander, liefde gaan oor God se koninkryk, wat ons moet verstaan, en so ook ons besittings. Dit gaan daaroor dat ons dit moet uitsorteer volgens die woord van die Here. Nou die woord van die Here is gelouter, hy is gesuiwer. En wanneer die woord na jou hart toe kom, gaan dit jou ook verander, dit gaan jou ook suiwer. Jy gaan nie meer daai ryk man wees, wat dieselfde denke het nie, en as jy so wil bly, gaan jy nie die koninkryk van God kan ingaan nie. Hy sê, gebruik die onregverdige mammon en sorg vir die wat nood het in die broederskap, want anders gaan jy nie in jou ewige tente ontvang word nie. So dit kan jy uit die hemel uithou. So dit is hoekom God bly praat en deel oor hierdie dinge. Hy sê, kom onder die hoervrou Babylon uit, my kinders, kom daar uit, verstaan my woord, lewe volgens my woord, sodat jy kan vry wees uit die gevangenis uitkom van hierdie wêreld, van begeerlikheid, die eerste sonde wat daar wel was, waarin die mens geval het, en dit is hoekom ons in hierdie toestand is. Dit is juis oor begeerlikheid, en die mens wil aangaan in die evangelie met begeerlikheid. Nou kom ons kyk gou hierso in 1 Timoteus, en dit is nou ook waaroor die lied so mooi gaan. Hier van vers 1 Timoteus 6, kom ons kyk gou hierso van vers 9 omtrent af, vers 8. Hy sê, vers 7, kom ons lees vers 7, die gedeelte is so mooi, jy weet nie eintlik wat om hier uit te los nie. Vers 6, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons niks daaruit kan wegdra nie. Dit is so nutteloos hierdie dinge is, as jy dood is, kan jy niks, en ons lewe raak naderhand so vasgestrengel in hierdie dinge, dat ons ewige lewe kan misloop. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Maar die wat ryk wil word, luister net,
baie mooi na hierdie skrif. Vers 9. Maar die wat ryk wil word. En hoe is ons nie daarop ingestel, as ek maar net, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mens laat wegsink in die verderf en ondergang. So dit gaan beteken dat jy jou ewige lewe gaan prysgee vir hierdie dinge. Jy gaan wegsink in die verderf, in die poel van vuur op die ou einde van die dag, om te begeer om ryk te wees, om te begeer wat ons op hierdie aarde in die hande kan kry, om daarop te steun, en dit kan ons ewige lewe kos. Want die gierigheid is die wortel van alle ewels. Geldgierigheid is die wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof. En hoe preek mense dat as jy glo om geld in die hande te kry, dit is geloof? Wat sê die woord vir ons? En ons lees nie baie keer die skrif nie, ons gaan net agteraan wat mense vir ons sê. Hy sê, die wat dit begeer, dwaal af van die geloof. So dit is nie geloof nie. Wat is geloof? Om die Here te bly dien, ongeag jou omstandighede, om jou lewe in te rig, volgens die woord van die Here, om die woord te glo, en daarvolgens te lewe. Dit is geloof. En hulle self met baie smarte deurboor. Hoekom? Want jou siel word gepynig, want jou siel gaan hel toe as jy aanhou soos wat jy aanhou. As jy bly dink soos wat jy dink. En dit is hoekom ons nugterheid moet kry in die woord van die Here, om te besef, om te verstaan waaroor die evangelie gaan. As jy jou hart vir die Here gee, gaan God in jou karakter inklim en uitsorteer. Jy gaan nie dieselfde mens mag bly nie. Die woord gaan met jou bly praat, dit gaan in jou bly lewe, en dit gaan moet bly werk totdat jy verander. En as 'n mens opstandig bly met die woord, dan raak dit vir jou 'n vyand. As jy dit aanvaar, raak dit jou vriend. Is dit nie mooi nie? Hy sê, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe. En wat sê hy? Wat moet ons doen om die ewige lewe in die hande te kry? Wat moet ons doen om die ewige lewe in die hande te kry? Hier is ons antwoord. Jy moet daarna gryp deur alles prys te gee, om te verstaan waaroor die evangelie gaan, om jou plig te verstaan in die evangelie, waartoe jy geroep is, en die goeie belydenis voor baie afgelê het. Jo, dit is omtrent treffend vanoggend in ons harte. Is dit nie so nie? Waar is my Matteus nou? Kom ons gaan net gou terug. Matteus 19. Dis so amazing om die skrifte te kan verstaan volgens die woord van die Here, en nie mense ore uit te leen en maar net aan te gaan en almal te volg en te voel, okay, dit is die evangelie nie, want onthou net, daar word 'n sekere taal gepraat op hierdie stadium in die evangelie. En wanneer die woord van God gepraat word, is dit volksvreemd in mense se ore. Hoe kan jy dit sê dat ons dit moet prysgee, dit moet lewe, dit moet doen? Maar dit is volgens die woord van die Here, en omdat ons nie meer die woord self lees nie, maak dit nie vir ons sin nie. Want ons is so geïndoktrineer met dit wat gesê word elke dag. Die hele Christelike wêreld praat een taal, maar die woord praat 'n ander taal. Die woord praat lewe, die woord praat verlossing, krag, heerlikheid, en dit is wat ons in die hemel gaan invat. En ek bedoel, ewen sy disippels was nogal geskok, hulle was verslae. Wie gaan dan daar kan ingaan? Want almal gaan daai prys moet betaal. Amen. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit, en die 12 stamme van Israel sal oordeel. So hier praat hy van, as jy die Here Jesus Christus dien, dan verander jou lewe. Met jou wedergeboorte vind daar verandering plaas. Nou praat hy hier van jou, van die dood, en as hy met die wederkoms, dan gaan daar weer 'n verandering plaasvind, weer 'n wedergeboorte, 'n verandering, sodat jy die ewige koninkryk van God kan ingaan. Hier praat hy nie oor jou fisiese wedergeboorte nie, hier praat hy van met die wederkoms, wanneer jy gaan verander, wanneer jou
jou siel en jou liggaam gaan verenig en jy 'n verheerlikte liggaam gaan kry en so die koninkryk van God sal ingaan. Dis 'n verandering wat gaan plaasvind sodat jy in die koninkryk van God kan ingaan. Want met ons wedergeboorte kry ons ook 'n geweldige verandering in ons siel en dit moet groei en dit moet aangaan in ons lewe en jy moet volhard in dit tot die wederkoms of tot met jou dood, sodat daai verandering kan plaasvind, sodat jy die koninkryk van God kan ingaan, sodat jy dan op die trone en dinge kan sit, of wat ook al die loon wat jy moet ontvang. Is dit nie mooi nie? So het ons hom so. En elkeen wat huise, of broers, of susters, of vader, of moeder, of vrou, of kinders, of grond, ter wille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang, en die ewige lewe. Wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En Jesus verduidelik dit. Lê alles neer. Dit is wat jy moet doen om die ewige lewe te kry. Nou ek dink sommer daaraan, as jy bereid is om pryse te betaal en prys te gee, kry jy soveel dinge in die evangelie. As ek dink, ek en Stanley, ons het seker 30 huise waarin ons baie welkom is en waar ons kan gaan bly, nog meer as dit. En harte wat oop is en kinders en moeders en vaders en susters en broers en kleinkinders en alles het ons bygekry in ons lewe, toe ons die evangelie aanneem in ons harte. En ons kry die ewige lewe. So ons is baie keer so besig om goed te beskerm, om vas te hou, om te besit. En in dit verloor ons dit wat ons eintlik moet ontvang. Want jy moet jou hart so oopmaak, dat jy vriende in die Here, broers en susters in die Here, kinders, ma's, pa's, broers, susters, almal wat die wil van die Vader doen, kry jy in jou lewe en die ewige lewe. So jy gaan pryse moet betaal om die ewige lewe in die hande te kry. Jy gaan nie met jou eie idee die koninkryk van God ooit kan ingaan nie. Ons moet verander om in die koninkryk van God in te gaan. Die koninkryk van God gaan nie verander om by ons aan te pas nie. En die woord is vas, dit kan nie verander nie. Dit gaan nie verander nie. Wie ever jy is, wat se mag jy het, wat se gesag jy het, wat se sukses jy op hierdie aarde het, die woord gaan nie verander volgens jou nie. Ons moet prys gee, ons moet daai pryse betaal, ons moet aflê, sodat ons die koninkryk van God kan ingaan. So dit praat baie diep in my eie hart vanoggend. Gister toe ek dit so voorberei, toe dink ek, joh Here, daar is soveel dinge wat 'n mens moet van ontslaa raak. Wat mens volgens die woord van die Here moet lewe en moet uitsorteer. En die grootste ding in ons hele lewe is ons geaardheid. En ons moet die gesindheid van die Here Jesus kry, sagmoedig, liefdevol, dienskneg. Ons moet so dien, dat 'n mens nie oor jouself omgee nie. Dit moenie oor jouself gaan nie. Jy moenie oor jou eie belange worry nie. Want liefde worry nie oor sy eie belange nie. Oor die ander is dit nie so nie. Oor siele, dit is natuurlik die belangrikste. Amen. Siele. Maar die wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Nou wat hier gebeur is, ek wil baie mense neem die Here Jesus Christus aan in die wedergeboorte, ontvang die Gees, en dit is hoe ver dit gaan baie keer. En dan is daar mense, hulle neem die Here aan, dalk op 'n latere stadium van hulle lewe, en hulle gaan met daai ywer en hulle hou nie op nie. So dis nie te sê, as jy 50 jaar terug tot bekering gekom het, jy's voor die ou, wat dalk vandag tot bekering kom nie. Hierdie ou wat vandag tot bekering kom, het dalk soveel ywer en verstaan die woord en neem dit aan en doen dit ywerig en gaan en doen sy ding. So hy sal dalk eerste voor jou wees wat dalk 'n hele paar jaar voor hom tot bekering gekom het. En dit is die aanmoediging ook in ons geestelike lewe. Baie keer kan ons net so lui raak in ons geestelike lewe. En dan raak ons jaloers op die ywerige ou. Is dit nie so nie? Die ou boet wat al lankal in die huis is, wat alles is syne, hy kan alles gebruik. Hy kan alles deel. En hy gebruik dit nie, want hy sit net en niks doen nie. En dan as daai ander een inkom, en hy bekeer homself, en hy's ywerig, en hy doen sy ding, en hy lewe, dan raak ons jaloers. En dit is wat ons moet besef in ons geestelike lewe. Bly daai ywer in jou lewe hê. Al is jy 80 en jy kan bid, behou die ywer van bid.
Behou dit wat jy in die koninkryk van God kan doen. Jy kan dalk eers by jou deur uitgaan nie, maar jy kan ywerig wees in die evangelie, deur tyd met die Here te spandeer, want dit is die belangrikste. Jy kan die woord lees, jy kan jou lewe volgens dit uitsorteer, en so kan jy die koninkryk van God ingaan. So dit is 'n groot bemoediging vir ons elkeen volgend. Ons moenie net op ons lauwere gaan rus nie. Ons moenie net vir ons het tot bekering gekom en dis nou maar die pad nie. Jy kan verloor. Jy kan dalk die ewige lewe misloop deur so 'n houding. Bly ywerig, bly deel, gaan aan, sort jou lewe, sodat jy ook kan eerste bly en nie agterraak nie. Prys die Here. Ag, wat 'n heerlikheid om volgens die woord van die Here so te kon lees en nou te kon luister. Ek glo dit maak sin. Ek sien hy vreeslik op baie kommentare hierso nie. Ek glo ons almal verstaan. As daar enigiets is wat ons nie verstaan nie, asseblief kontak ons, praat met ons, gesels met ons. Julle weet, julle is baie welkom. Altyd 'n oor om te luister. Ons is nooit te besig vir u nie. En ek wil weer vir u vra, bid vir ons geweldig baie. Ons het 'n groot saak wat ons met die jeug ook wil aanpak en doen. So bid asseblief vir ons vir baie wysheid en insig ook oor hierdie saak. Ons besef dat Gesiggie kom net tot omtrent hier by 8 jaar, dan voel hulle nie, Gesiggie is nou nie meer vir hulle nie, dit is nou 'n klein storie, so die Here wil ook help, dat die groter kinders ook gehelp kan word in die evangelie. So bid baie vir ons vir wysheid en insig, dat ons dit ook kan uitsorteer, en almal wat ons help, dat die Here ook vir hulle die wysheid en die insig kan verleen. So julle moet 'n lekker dag hê, die wat af is, geniet dit, rus lekker, bid, soek die Here, en ons sien mekaar weer môre aand 6:30 met die Bybelstudie. Dan is dit die tweede deel van die geestelike lewe en wêreld. Verskriklik interessant. Skakel in môre aand 6:30 en dan kan ons weer alles so lekker deurpraat. Julle moet 'n lekker dag hê, lief vir almal. Ek gaan vir ons speel Hemelse Hoop. Geniet dit saam met ons. Bye bye. Bye. Ons het gehoor van julle geloof wat in hom is, en van die liefde wat brand vir die heiliges, 'n lewe wat getuig, 'n lig wat sigbaar is. Die hoop is vir julle weggelê in die hemel, deur die woord van waarheid het dit gekom. Dit dra vrug, dit leef in ons, van die dag af dat ons gehoor het, genade en waarheid leer ken. Nou groei ons meer en meer. Dit dra vrug oor die hele wêreld, dieselfde krag wat in ons bly. Ons staan vas in die waarheid. Hy maak ons lewe vry. Hierdie woord het gekom en die wêreld bereik. Dit dra vrug onder mense, dit maak harte vry. Van die dag dat ons hoor en die waarheid verstaan, het die genade ons harte bevry. Daarom hou ons aan om te bid en te vra dat wysheid en insig ons harte vul. Dit dra vrug, dit leef in ons, van die dag af dat ons gehoor het, genade en waarheid leer ken. Nou groei ons meer en meer. Dit dra vrug oor die hele wêreld, dieselfde krag wat in ons bly. Ons staan vas in die waarheid. Hy maak ons lewe vervul met kennis van die wil, en wysheid en in gees. Laat ons waardig voor u wandel, u in alles behaag. Ons dra vrug in elke werk, ons groei in wie u is, bekragtig deur die eerlikheid. Met blydskap hou ons vas. U het ons gered uit duisternis, oorgebring in die koninkryk van lig, lief
deur sy